Ek wil vir ons volgende open en waar ek dan begin, wil ek net eers 'n boodskap hê wat hier ook sal ontvang vir die voorhou. Geliefde senior burger, hoe spoedig breek die jare aan wat prediker inlei met moeite en verdriet. Tog kan ons 'n rooskrans om die jare bou, jare gevul met mooie herinneringe van vreugdes wat ervaar is. Tye soos nou, waar net teruggesit kan word om te geniet. Mag hierdie goue oomblikke wees wat ervaar gaan word, totdat u toegesit word met laat Heer, u seën op hulle dae. Dit kom met liefde van die verbondsmoeder van 2024, die Afrikaanse Protestantse Kerk, Pretoria is. Dan wil ek daarmee saam, as ons nou so met prediker in gedagte, bietjie dink, wil ek Titus 2, sy eerste paar verse daarby saam lees. En die rede hoekom ek hierdie stuk gekies het, is omdat dit woorde van Paulus is aan Titus, waar hy vir Titus opdrag te gee oor hoe om met die mense onder sy bedieningsstand om te gaan. En dan praat hy hierso veral met hoe hy met die ouer mense, hoe hy hulle moet leer. En dit is vir my baie belangrik, want 'n mens kan vasval in 'n beeld van neerslagtigheid, waar jy soos daar aan die einde van die prediker voel, alles wil maar afbrand, die jare is verby, vleer van die lewe is agter ons, die liggaam van mekaar, en nou wag ons. Maar dit is nie die beeld wat Paulus gee, jy sien ons nie. Kom ons hoor wat sê hy vir Titus. Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. Die ou vroue moet ook in hulle gedrag wees, soos dit die heiliges betaam, geen kwaadsprekers of aan baie wyn verslaaf nie, maar leraares van wat goed is, sodat hulle die jong vroue kan leer om versigtig te wees, hulle mans en kinders lief te hê, ingetoe te wees, kuis, huislik, voed, aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word. En ek dink as 'n mens so kyk na hierdie jare, dan beteken dit, die pad wat die lewe met 'n mens geloop het, oor 'n klomp dekades, was nie maar toevallig nie, was ook nie verniet nie. Dit was 'n pad van toerusting vir hierdie jare, vir 'n nuwe vorm van voorgaan in die lewe. Kom ons sluit gou die oë. Ons hemelse Vader, dankie dat ons hier by mekaar kan wees. Dat ons na u woord kon luister. O Heer, wil u in ons harte daardie behoefte aan die woord skep, sodat ons ook met 'n honger kan luister en kan lees en kan delf en kan soek, soos ons gesien het in die volk van van die Ou Testament wat teruggekom het uit ballingskap, honger na u woord. Wil u dit ook in ons harte lê, ook in 'n tyd waar u woord so verwaarloos word. En wil u daardie toerusting gebruik vir oud en jonk om in die diens te staan, oral waar u ons roep,
sodat die lig van ons sal uitkring die wêreld in, sodat die koninkryk mag kom hier op aarde, soos in die hemel. Dit bid ons om Jesus naam ontwil. Amen. Goed. Dan, ding is iets wat vir my naam nie uitleen, maar dankie. Met my zorgen God, ek weet dit uit die woord van God, alles ek ook swak en blind, nogtans doen my sy kind. Ja, Jesus met my, ja, Jesus met my, Jesus met my. Ek weet dit uit Gods woord. Gonsie, bring my koffie, Gonsie, bring my tee, maak tog gou, ek is doodspoe.
Kleine wakker en lieven wat die Russische arm al bij 12 uur draai. Als die bloemen zijn takken in het langs de series wat die ga als dat spak in mijn oor vol zand kom maar en ik voel so vaak. Dit is dan wanneer die skadu monster dans. Dit begin in die hoeke van my kamer. Elke aand kom die monster 'n bietjie nader. Hy glimlag met 'n grimmige gelaat. As jy mooi luister, hoor jy hom praat. Sy dansvuur is soms steek by mure, waar hy dans tot in die oggendure. As sy in die maandag sy towerliedjie in my oor kom sing, maak ek my oor toe, want sjoe, en raai wat, dit was toe alles net die wind. Skadu weer monster, jy hang my soms op. Nou is ek werklik weer diep in die sop. Jy kom in die aande en bak my 'n toets. Want môreoggend skryf ek 'n wiskunde toets. Ek geef my oë weg wat sien. Ek staar die ure om tot my verlossing kom. My hulp is van die Here alleen. Hy in my lot bewoe, is eindloos in vermoë. Bedreig gevaar je reispad uit. Hy is dit wat jou voet verwankel en behoed. Die Heer sal met jou saamgaan. Hy is Israels ontfermer, jou skadu en beskermer. Die son wat bo jou trekpad staan, sal jy nie steek by dag die maan ook nie by nag. Die Heer sal met jou saamgaan. Hy is Israels ontfermer, is altyd jou beskermer. Die Heer sal jou bly gadeslaan. In onellendige gevaar sal hy jou siel bewaar. Wanneer jy uit of in mag gaan, hy is Israels ontfermer, is ewig jou beskermer. Klik, klik, klik. Voor die dag fiasco, deur nie kom maar weg. Daar is eendag in die land waarvoor ek nie kan wag. Ja, jy het reg geraai, dis ons skool se winterdag. My wanneer bestellings by familie en die kerk
Sy raak so opgewonde, sy maak selfs by die werk. Maar hierdie jaar is anders. Ek is glad nie fotoperfek, want laas week is my tande met treinspore bedek. Wanneer die haarkapper sy hand gister gegly, sy het toe per ongeluk my wenkbrauw afgesny. Papa kyk met kommer en sy oor na my gesig. Toe maar my kind, hare groei weer terug. My boetie hou verby en agterna kom die hond. Toe ek weer my oë oopmaak, lê ek op die grond. Ek kom vinnig op, staan eintlik verstom. Daar het nou 'n eier op my voorkop bygekom. Ek loop verby die speel. Ag nee, dis 'n bysie. Ek kan mos nie my gesig met so kan onkel opwys nie. Ek is desperaat. Watter verskoning gaan ek gebruik? Ek moet by die huis bly en die voortoelag omry. Mama skree, kom, ons moet ry. En niemand mag verspreid om vandag by die huis te bly. By die skool kom al my maats met 'n lied in die hart verby, want hulle gaan 2 wenkbroue op hulle foto's kry. Kom my kind, sê ou juffrou de Pre, die kamera's reg. Ek moet nou jou mooiste glimlag gee. Ek het nie nou nie 'n keuse nie. Ek gaan nou moet lag. Ek pak toe maar die spore uit, dat niemand meer moet wag. Met een slaande weergestrop, blits, blits, blits. Dit was my draadjies teen die kamera se flits. Juffrou skree verwoed. Kinders hardloop klas toe. Ek hoop net dis die einde van my fotodag fiasco. My foto het gekom. Net spore waar jy kyk. Maar my ma en die kerktannies is nog steeds mal oor hoe ek lyk.
vir ons onderwys klasse en lesse het ons hierdie jaar 'n vrye Bybel gedeeltes behandel. En ook kernvers uit die Ou Testament, die kerngoedgewende vers uit Josua 24 vers 5. Josua 24 vers 15. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Dan het ons ook uit die Ou Testament, uit die Nuwe Testament, onder andere opdraggewende vers te lees. En dis Handelinge 1 vers 8. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal my getuies wees. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea. En Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Dan het ons ook vir algemene Bybelkennis, of ek het gekyk na die geskiedenis uit Genesis 6 vers 9, die gebeurtenis van Noag en die ark. Die ark is beslis nie so gelyk nie. Op land sou dit eerder so gelyk het volgens die gegevens wat ons in Genesis 6 het en meer as groot genoeg gewees het om al die mense, al die diere en voorrade vir die jaar te kon bevat. Ook sou dit baie stabiel op die water gewees het in die ontsaglike wêreldwye water. Maar ons volksdigter Mag Visser het ook ietsie dominetjies hieroor te sê gehad. Dames en here, ons bied aan die kakkoeshaasiekaas. Teen A.G. Visser. Ek is meneer en ek is Japie. Ja, 40 dae agtereen en 40 nagte lank gereën. Dis 'n rekord tot op hede. Meneer, mag ek vir meneer iets vra? Ja, altyd seker, Japie, ja. Was die bure toe tevrede? Julle Psalm, Spreuke 16 vers 24. Die kyk in jou oë, Die woorde van jou mond. die dade van jou hande, Maak dit seer of gesond. vriendelike woorde, Is so soet soos heuning. maar kwaai beeswoorde is skerp soos swaarde. Met alles wat jy doen, ook ander mense raak. Moet jy oppas hoe jy lewe en versigtig hoe jy praat.
Jan F.E. Silje. Waar ek kom met spoed. Hy's nat van Afrikaner bloed en smart die boodskap wat hy voer. Hy kom in die Afrikaner bloed. Hy's gaan deur Afrikaner hart, maar met die roue en die smart bring hy steeds die hartse kragte oor. Slaap sag, troue hart, so breed deurboor, want waar hy tref, heel nooit sy wond, en wat hy tref, die heiligheid.
Eendag, lang gelede, in 'n baie ver land, het 'n prins en 'n prinses in hul paleis gewoon. Die prins was baie lief vir die prinses en het elke dag vir haar vertel hoe mooi sy is. Hulle het nie kinders gehad nie, maar was baie lief vir die diere in die veld. Die prins het 'n leeu gehad, wat heeldag langs sy stoel gesit het. Dan het die prins die leeu se maanhare gevryf. En die leeu het vir die prins gebrul van lekker kry. Die prinses was weer baie lief vir haar dassie, wat heeldag in die vensterbank gelê wag het. Sy het ook 'n papegaai gehad. Die papegaai se hok het op die tafel gestaan. Waar die leeu hom nie kan bykom en heeldag oulike woordjies vir die prinses gesing en gesê het. Op 'n dag het die wind skielik vreeslik begin te waai. Die venster beweeg heen en weer. En die dassie skrik so groot, sy spring bo oor die mat tot op die prinses se skoon. Die leeu brul oor verdowing en duik onder die tafel in. Al die kokke in die paleis is bang vir die weer wat so swaar is en hardloop huilende na die paleis se deur. Hulle klop verwoed aan die deur. Die prinses hardloop toe met die dassie in haar arms na die deur. En laat die kokke in om hul gerus te stel. Die prinses praat toe mooi met die kokke om hulle te kalmeer. Hierna het almal beter en veilig gevoel en gelukkig saamgeleef in die prins en prinses se paleis. Geef vir hulle lekker hande.